ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 461. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die boek Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel. Dis die swart boek. Ek het 13 jaar aan hom gewerk. So hy is beskikbaar. Sou jy belangstel, kan jy my kontak met my WhatsApp nommer 0722367124 of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, gaan na deel 1, begin reg voor iedereen se magdom inligting gemis. Dis uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal sodat jy al die verskillende studies, se kennisgewings kan ontvang waarmee ons besig is, as ook ons TikTok boodskappe maandag tot Vrydag. Hierdie reeks is lewensveranderend, skryfblok, pen en 'n papier, 33 Afrikaanse Bybel ten minste, uiters noodsaaklik. Kom ons bid saam. Ons wil vanmôre kom, Vader Jaffa, ons groot Elohim. Baie dankie vir die voorreg wat ons het na die naweek, om dan vanmôre die week te kan begin in die vrese van U Vader. Dankie vir die salwing van die Ruach HaKodesh, wat ons leer en lei in alle reg en in waarheid. En dankie vir die genadebloed van Jafashua, wat ons reinig van woord, daad, gedagte of handelinge. Ek wil vanmôre bid dat U die woord sal seën. Gee vir elkeen 'n ontvanklike sielsdimensie en 'n geestelike oor om te hoor wat U vir ons sê, Vader. En ek wil spesifiek bid dat U hierdie woord lewend maak. Ek wil bid dat U vir elkeen sal dra deur U genade. Hulle wat krank is, bid ons vir genesing. Hulle wat in stryd is vir oorwinning. Hulle wat bekommerd is vir rustigheid. Ons bid dit in die naam. Die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua. En elke Jaffa sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat dit met U sommer baie goed sal gaan. En dat Jaffa vanmôre se woord uitermate in ons lewens sal seën. Ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 24. Weer moet ek sê, let op na die beeldspraak. Ek kan nie anders as om dit net te noem in die oggende nie. Wat sê daarso in Spreuke 24 vers 22? Want skielik sal hulle, die ongoddelike mense op die aarde se ongeluk opkom. Naamlik die slag van Armageddon. Dis hoe die aarde tot sy einde kom. Koning Salomo spreek so 1000 jaar. Kom ons kyk gou, ja, so 2000 jaar voor Jafashua. Toe praat koning Salomo en hy verwys en hy sê, daar skielik 'n ongeluk oor hulle kom. Nou ek dank Jaffa dat ons dan weet wat hierdie ongeluk is. Hy sê, en skielik sal hulle, die ongoddelikes op die aarde se, kyk by hande, ongeluk opkom, naamlik die slag van Armageddon, en die uitgang van hulle jare, wat skielik tot 'n einde kom. Wie weet dit? Daar's 'n vraag daar. Wie weet dit? Nou ek sê, die bruid van die Jafashua weet dit, volgens Openbaring 20 vers 4. Ons weet dit. En dis hoekom ek deur die salwing van die Ruach hierdie skrifgedeelte kon ingebring het. Openbaring 20 vers 4. Waar apostel Johannes sê, en ek het trone gesien en hulle het op die trone gaan sit. En aan hulle is die oordeel gegee. Wie is die hulle? Die bruid van Jafashua, wat aan die einde van Openbaring 3:22 tydens die wederkoms van Jafashua, luister wat ek sê, die wederkoms, parousia,
verander was uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam, Jahshua tegemoet in die lig. Ek is so bly dat ons vandag nie nodig het om te sit en top oor die eindtyd eskatologie nie. Maar weet dat ons werklik weet, dat ons op die skrif is. Hoekom? Want dit was weer die laaste 50 jaar getoets, en getoets, en getoets. En elke keer dan kom ons by die bonatuurlike som van. En in hierdie geval, apostel Johannes het die trone gesien, en hulle, ons wie as bruid is, het op die trone gesit, en aan ons is die oordeel gegee. Met ander woorde, as bruid gaan ons die wêreld en die ongoddelikes oordeel. Halleluja. En die een in die 2/3 van Israel, wat hom nie as die Messias en Verlosser wil aanvaar het nie. Ons gaan in 'n unieke posisie wees, waar ons die geeste en demone gaan oordeel en veroordeel. En dit gee ons nie 'n groot mate van lekker kry nie. Nee. Inteendeel is dit 'n jammerte dat siele verlore moet gaan. Maar tog sê die woord, baie mense hoor die woord. Maar vir 'n tyd lank groei die woord. Dit is soos die saaier wat uitgegaan het om te saai. En die grond het in goeie grond geval en opgekom. En vrug gedra, 30, 60 en 100voudig. En 'n ander gedeelte van die grond het op die harde grond geval en die voëls gekom en het opgevreet. 'n Ander gedeelte het in die goeie grond geval en het opgekom, maar saam met dit het daar dorings en dussels opgekom wat dit verstik het, wat dit doodgedruk het. En dis waar ons in die tyd is in 2026 waar ons lewe. Is waar ek agterkom plek word die saad gesaai tussen die dorings en die dussels. En dit kom op en dit verstik die bonatuurlike geopenbaarde woord. In so 'n mate dat van die mense wil omdraai en teruggaan na hulle godsdienstige tradisies toe. Ek wil weer sê, die woord sê, dis soos 'n hond, dis nie ek wat dit sê nie, dis die woord wat sê, dis soos 'n hond wat na sy eie braaksel terugkeer, en daarin vreet. Ek is so dankbaar dat die woord sê, ons word dag vir dag deur die Ruach HaKodesh geleer en gelei. En dis waar ons moet wees. Ons moet op die plek wees waar ons nie 'n maand en 2 maande en 3 maande vooruit wil dit beplan nie. Dis goed om langtermyn beplanning te doen, maar ons moet lewe voluit vir vandag. Hoekom? Want môre mag glad nie kom nie. Môre mag dalk glad nie kom nie. Ons is so bly dat ons weet dat ons name herstel is in die boek van die ewige lewe. Ek het ons al voorheen gesê dat die woord sê, voor die grondlegging van die aarde was julle uitverkies geordineer tot die ewige lewe. Maar deur die sondeval van Adam en Eva in die tuin van Eden, het die mens die bonatuurlike geopenbaarde status wat hulle gehad het, verloor het. Hulle het dit verloor. En dit kos Jahshua om in die doodryk in te daal vir 3 dae en 3 nagte om die sleutels van die dood en die doodryk uit Satan se hande te gaan vat, sodat daar oorwinning kan wees, sodat daar genade kan wees, sodat ons vandag as Javiste in 2026 in die krag van die Ruach kan beweeg. Dit maak dat ons dan nie meer bedelaars is nie. Ons is nie heidene nie. Ek hoor iemand sê nou die dag, ek bly 'n helverdiende sondaar. Nee, opel, as jy 'n helverdiende sondaar wil bly, dis goed so. Vir jou, dis nie vir my nie. My Bybel sê, ons het konings, seuns en priesters geword. En dis waarvoor bekering en wedergeboorte so belangrik is. Bekering, waar ek my tot Jahshua bekeer. Wedergeboorte, Johannes 3 vers 1 tot 12, waar Jahshua van Nikodemus sê, jy moet wedergebore word uit die water en uit die Ruach HaKodesh, die Gees.
waar die ou mens van sonde begrawe word, Romeine 6 vers 1 tot 12, en 'n nuwe persoon opstaan. Daai ouens wat altyd in sonde bly vasgevang word, is die ouens wat nooit begrawe is nie. Jy sleep daai verlede van jou saam met jou. Jou verlede word dan jou toekoms en jou hede, of jou hede en jou toekoms. Maar as dit begrawe is, kan niemand 'n vinger wys na my nie. Hoekom? Dit is begrawe. Jahwe se genadebloed was oorvloedig in my lewe gewees, was oorvloedig in die lewe gewees. En niemand kan vir ons sê wat ons was nie. Dis verlede tyd, dis agter ons. En onthou Oujaarsdag boodskap, ons neig nie na wat die rubbish en die goed wat daar agter lê nie. Dis genoeg om enigiets siek te maak. Ons trek na dit wat voor is, wat Vader Jahwe vir ons in gedagte het, deur die genadebloed van Jahwe. Ons ywer daarin, soos apostel Paulus sê, om eers oor die wenstreep te gaan. Ons wil daar wees. Ons stel nie belang in die tweede en die derde plek nie, die tweede beste nie. En Jahwe Almagtig is ook nie tevrede met die tweede beste vir ons nie. Hy wil die heel beste vir ons hê. Hoekom? Want hy het die beste gegee. Hy het Jahwe sy seun gegee vir ons, dat daar vir ons totale vergifnis van sonde kan wees en dat ons in oorwinning kan lewe. En dan vir hulle wat die stryd volstry, hulle wat die pad hardloop soos 'n atleet, hulle wat die lewenstog aanpak elke dag en oorwin, wanneer die doodsengel by jou kom staan, en jy uitleef uit hierdie lewe uit, in die ewige lewe, by Jahwe in. Dit is so wonderlik, ek dink vir 'n oomblik kom dit op my, Suster Sandra Strydom en broer Koos Strydom, oumaatjie, 96 jaar oud, Vrydag oorlede, 96 jaar oud, die laaste 10-12 jaar, vol bloedjafis, 96 jaar oud, en sy het met die mense gedeel, wat daar kom, oor Jahwe, 96 jaar oud, so skerp soos 'n menorah blyk. Suster Sandra sê vir my, haar moeder het nog die vorige aand, aan tafel, die gebed gedoen aan tafel, 96 jaar oud, sy bid oor die kos wat hulle gaan eet. Volgende môre, net so, kom Jahwe en hy kom haal haar. Hy stuur die paradysengele, nie struggle en skop en keer en net die asem uitgeblaas, in Suster Sandra se arms. En ons wil ook weer vir Suster Sandra en broer Koos Strydom sê, ons is verskriklik, ek wil nie sê ons is jammer nie, sy ook nie, sy is bly sy het gegaan. Paulus sê, dis waarvoor ons lewe. Ons lewe om uit hierdie lewe uit in te lewe, juis om by Jahwe in te lewe. Ja, ek weet, Japie van Sail kom en hy sê, daar is nie so ding soos die hemel nie, julle verwag 'n golden ticket. Nee, daar is 'n golden gate, golden pearly gate waarin ons, kom ons noem het so, dis 'n beeldspraak, waarin ons gaan instap in die hemel in. Engele kore, die woord sê, engele kore, halleluja. In die huis my Vader is daar baie wonings. Ons gaan uitwoon uit hierdie aarde uit, by hom in, eers in die paradys. En dan met die bruilof, dan gaan ons uit die paradys, uit die bruid, in die sewende hemel in, by Jahwe Almagtig in lewe. So ons wil vir die Strydom gesin sê, sterkte en staan vas. En Paulus sê, ons ween nie soos hulle wat geen hoop het nie. Ons ween in die blyskap en die heerlikheid van Jahwe. Daar's altyd blyskap wanneer jy vis uitlewe. En ek sê altyd vir Pastorika, ek is so dankbaar dat ons by die evangelie by die mense kon uitgekom het. Ek kan onthou toe ons die auditorium gehad het, klompie jare terug, hoe die ou tannie altyd saam met Suster Sandra op haar plek gesit het, die op die linkerkant, so tweede, derde van vooraf, ek kan haar sien daarso. Hoe wonderlik is dit? Dat ons nie vanoggend hoef te sê, ek wonder of sy die hemel gemaak, ek wonder, sy is bereid, geklee en beklee in die bo-natuurlike heerlikheid van Jahwe. So ons wie bereid is, gaan op die trone, sê die woord. Hy sê, die oordeel word aan ons gegee. So wat het die skrif gesê? Kom ons luister na die skrif weer.
Wat sê Spreuke 24:22? Want skielik sal hulle die ongoddelikes op die aarde se ongeluk opkom. Met ander woorde, dit gaan oor hulle kom. Naamlik die slag van Armagedon en die uitgang van hulle jare en die uitgang van, soos gaan klaar met hulle, wat skielik tot 'n einde kom. Wie weet dit? So, en ek is so bly dat ons as bruid van Jahshua hierdie dinge weet. Ons weet elke ding vooruit. En dit is nie omdat ons eie wysig is nie. Dis omdat ons deur die Ruach in die woord geleer en gelei word. Die bruid van Jahshua weet dit volgens Openbaring 20 vers 4. En ek sê weer, en ek het trone gesien en hulle op die trone gesit en die oordeel is aan ons gegee. Halleluja. Hy sê dit aan ons gegee om wat te doen? Om die Satans en demone te veroordeel. Jy kan gelees daar by Openbaring 20 vers 4. En daarna sal sien apostel Johannes die ouens wat die ewige lewe met hulle eie bloed gekoop het, wat sy koppe afgesny was, wat omdat hulle nie die merk op die regterhand en voorkop wou geneem het nie. Ons is so bly dat ons alles vooruit wees en dat Jahwe ons in die woord skool, sodat ons ook ander kan skool. Kom ons hou nie die woord vir onsself nie, kom ons deel dit vandag met ander en kom ons soek 'n geleentheid om die saad van die bonatuurlike koninkryk te saai. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha. Jahshua kom weer. Halleluja.